Baie welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay. Hier volg die week se afkondigings. Ons gaan nou in ons 10de maand dankoffer tydperk in. Kyk gerus na die volgende insetsel. Oktober maand is die geleentheid dat ons regtig baie uitsien om vir die Here dankie te sê vir dit wat hy deur die jaar vir ons gedoen het. Soos in die Ou Testament daar spesiale offers was, gelofteoffers was, is Oktober maand die geleentheid om vir die Here spesiaal dankie te sê vir sy liefde en genade. Gemeente, ja, hierdie jaar gaan ons dit graag ook so 'n bietjie anders wil doen. So, in die verlede het dit so gewerk, dat alle inkomstes in Oktober maand deel was van ons 10de maand. En met ander woorde, daar was nie 'n normale dankoffer sy in ons begroting nie. Wat ons graag hierdie jaar wil verander, is om te sê dat in Oktober maand gaan ons almal wat hulle normale dankoffer gee, gaan in ons normale dankoffer been gaan lê, maar dan gaan ons vra dat elkeen regtig vir die Here gaan stil word en vra dat as jy iets ekstra gee, om net vir ons spesifiek te spesifiseer dat dit vir die 10de maand is. Want dis eintlik die hart binne 10de maand, is om te sê dat dit iets ekstra is wat ek gaan gee. En daarom sal julle sien dat hierdie jaar se begroting anders lyk. In plaas van 1,2 miljoen rand soos verlede jaar, gaan dit 700 000 rand wees, wat ons glo en vertrou die Here ook vir ons deur die gemeente sal wil gee om in sy koninkryk te gebruik. So dis belangrik, ons vra vir julle asseblief, hou aan met die normale dankoffers soos gereeld, maar dan as jy graag wil deelneem aan hierdie 10de maand, die Here jou roep vir dit, spesifiseer dit vir ons en dan sien ons uit wat die Here ook met daai finansies kan doen. Ja, ons sien regtig uit van Oktober, die eerste Sondag van Oktober tot die laaste Sondag van November, om met hierdie reeks van ons 10de maand mee besig te wees, om regtig af te vra, in hierdie tyd met die Here op pad te wees, en te sê, Here, wat is dit wat ek kan bydra, natuurlik goeie rentmeesters te kan wees, van ons tyd, van ons geld, en natuurlik van ons gawes, wat die Here ook vir ons gegee het, en ons wil julle elkeen uitnooi, om op hierdie manier betrokke te kan wees, en 'n verskil te kan maak, ook in die Here se koninkryk. Ons sien regtig uit om saam met jou ook op hierdie volgende 2 maande se reis te gaan. Hierdie Sondag aand om 6:00 by die Gama Campus het ons 'n spesiale terugvoer geleentheid van Feba Radio. Kom geniet 'n koffie en luister saam. Ons vra voorbidding vir die volgende geleenthede. Ons leraars se beplanning wat die komende week plaasvind. Belydeniskonferensie van 10 tot 12 Oktober en die Oos-Kaapse Synodesitting van 13 tot 16 Oktober. Maak 'n nota in jou dagboek en hou ons kommunikasie dop. Woensdag 8 Oktober vanaf 9:00 tot 1:00 is ons boutiek oop dag by die Gama Campus. Bring al jou vriende en ook die gesin en kom eet en kuier heerlik saam. Daar is 'n teetuin met pannekoek, pudding en heerlike ander eetgoed, 'n wit olifanttafel en vele meer. 21 Oktober het ons 'n leiersaand by Kompleks Campus. 8 November het ons die Global Leadership Summit van 2025. Kry jou kaartjie vir die beste leierskapskonferensie. Groei in jou leierskap en ook in jouself. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket. 15 November het ons beskikbaar of ook by die kerkkantoor. Mag die erediens vir julle baie spesiaal wees. Mag ons saam groei in geloof, in gemeenskap en in diens van die Here. Goeiemôre hier van die NG Kerk Jeffreys Bay. En dit is vir ons baie lekker om saam met julle te wees. En ons gaan nou sommer afskop op hierdie biddag vir bejaardes. Jy moenie weghardloop as jy jonk is en nog nie bejaard is nie. Eendag gaan ons almal daar kom. En party van ons is vinniger op pad soontoe as ander. Maar ons gaan nou eers begin en net al die goeie dinge, die vreugdes wat ons het, verjaarsdae en so aan, sit dit daaronder in die comments in. As daar hartseer is, as daar gebedsversoek is, sit dit asseblief daarin. Jy kan ook e-pos stuur na gebed@ngkjeffreys.co.za. Jy sal die e-posadres ook hier op die YouTube kanaal kan sien. En dan kan ons vir jou bid. Sit alles daarin wat daar in jou hart is.
Jesus het vir ons daar in Johannes 17 vers 3 hierdie pragtige woorde, hierdie sleutelwoorde vir sy koninkryk gegee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die Vader, en Jesus Christus wat deur U gestuur is. En daarom is ons by mekaar, omdat ons die Here ken. Ons kom om voor sy woord te sit, om te hoor wat hy vir ons sê. Daarom wil ek vir jou sê, baie welkom, saam met ons hier in die huis van die Here, want daar waar die gelowiges saam is, is ons nie saam in dieselfde plek nie, omdat ons saam is in die gees, daar is die Here. Kom ons bid saam. Here, ons vra dat U woord vanoggend oop sal maak vir ons, dat U ons harte oop sal maak, dat ons sal ontvang wat U vir elke een van ons wil gee. En dat dit ons lewens sal verander wanneer ons opstaan en sal gaan doen wat U vir ons sê om te doen. Heilige Gees, ons prys en ons loof U dat U reeds vir ons inwag hier, dat U die een is wat U woord lewend en kragtig in ons laat werk, ook vanoggend. En ons bid nou, Here, dat ons die vreugde van die evangelie van lewe, dit waar alles verander, sal smaak, sal proe vanoggend, sal sien dat U goed is. In U naam vra ons hierdie dinge, en ons loof U, en ons prys U saam. Amen. Nou, Paulus het die Korintiërkerk geweldig lief gehad. Sy liefde is so getoets deur hierdie gemeente wat ongelooflike weerstand gehad het teen Paulus se bediening. Wat vir Paulus die hele tyd vergelyk het met ander ouens en hulle weer met Paulus vergelyk het en die een was nie goed genoeg nie en die een was nie so goed soos die ander ou nie. En hierdie dinge moes vir Paulus baie hartseer veroorsaak het. En dis hoekom hy 4 briewe vir die Korintiërs geskryf het. Ons lees wel 1 en 2 Korintiërs in die Bybel, maar die briewe wat Paulus almal geskryf het, is saamgevoeg in hierdie 2 briewe. En ons gaan vandag uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 saam lees, maar eers so 'n bietjie later. Ons kom in 'n stad, Korinte in. Die stad wat bekend was vir nie sulke goeie morele waardes nie. Afgetrede Romeinse soldate, mense van oor die hele Romeinse ryk, is 'n relatief nuwe herboude stad wat mense van oral kry. Daar is ook 'n groot Joodse gemeenskap gewees. En hierdie klein gemeentetjie, wel groeiend, van Christene, is in hierdie samelewing waar alles gaan oor vertoon, oor wat ek het, hoe ek lyk, hoe welsprekend ek is, hoe ek oorkom, dit wat mense hier van buitekant af sien. Maar baie soos wat dit vandag in ons samelewing ook gaan, nie waar nie. Nou, ons is vandag besig om te bid vir bejaardes. Ja, ek wil vir jou uitnooi en vir jou vra, bid vir die ouens wat betekenisvol in jou lewe is. En ja, vir die wat jy, as jy jonger is, dalk 'n bietjie van vergeet het, jou oupa, jou ouma, 'n ouer oom of tannie. Die mense wat die pad voor jou uitgegaan het. Ouer mense wat nie noodwendig meer lyk soos wat hierdie pragtige voorkoms van Korinte was nie. En wat nie meer so mooi lyk soos wat ons samelewing vir ons voorskryf om te lyk nie. Wanneer ons velle nie meer so glad is nie, kyk maar na my gesig. Ek is nou 58 en ek sien 'n foto van myself van 20 jaar terug en ek dink, my goodness, waar is daai ou een? Hierdie lyntjies is alles ervarings en ondervinding, kwaliteit lewe. Ja, party van dit was slegte ervarings, party van dit was regtig uitdagings gewees, wat baie keer gevoel het, dis meer as wat ek kan hanteer. Ander was vreugde, want as ons laglyntjies om ons oë en hier om ons mond het, wat is nou mooier as dit? As iemand op 95, jy kan sien, hy het baie pret in die lewe gehad, want daai gesig het karakter. Dis wat die ouderdom vir ons doen, en dit moet ons waardeer. Nou, wanneer ons ouer word, dan dink ons aan aftree, en as ouens afgetree is en hulle het goed gesorg deur die loop van hulle lewe, voorberei, gespaar, gesorg vir hulle ou dag,
dan dink ons, ja, daai ou het goed gedoen. Hy het 'n mooi kar en 'n mooi huis, miskien nog 'n huis en wel af, jy weet, die ou is regtig daar. Alle sigbare dinge wat vergaan. Wat mens baie maklik ook kan verloor. Want alles vergaan. Alles is breekbaar. En dis waarom ons hier in 2 Korintiërs hoofstuk 4, dan vers 7, lees ons van die erdepot. Breekbaar. Dit kraak baie maklik. Hy is nie baie goed gebak nie, want ons is in 'n sondige wêreld. Maar daar's 'n skat binne in daai kleipot wat alle logiese denke baie keer oortref. 'n Skat wat vir ons lig bring, 'n skat wat vir ons lewe bring, wat vir ons hoop bring. Waaruit ons kan leef en waarmee ons kan leef. Ons hele lewe. Van kleins af totdat ons eendag van ouderdom doodgaan. Maar dan is daar iets wat absoluut al die verskil maak. Maar kom ons lees saam uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ek wil vir jou aanmoedig om jou Bybel oop te maak, 'n pen byderhand te kry en te merk soos ons lees, dit wat vir jou uitstaan, wat die Heilige Gees op jou hart druk. Maak 'n nota in 'n notaboek. 2 Korintiërs hoofstuk 4 van vers 16, ons gaan lees tot 5 vers 10. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge ewig. Ons weet dat, wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God wees nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur die geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen van ons kan ontvang wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Hierdie aardse woning, hierdie liggaam, wat oud word van die oomblik wat jy gebore word, begin die verouderingsproses. Ja, ons ontwikkel tot op 'n stadium en dan begin dit afgaan. Dan gaan ons agteruit. Dan gaan ons fisies ouer word en jy kan maak wat jy wil. Dit is die lewe. Dit is waaraan ons almal onderworpe is. Maar dit laat ons verstaan waarom ons hierdie skat van die evangelie, van die goeie nuus in kleipotte het. Hier binne in ons hart is daar iets wat vir ons elke dag nuwer en nuwer maak. Nou Paulus is besig in Korintiërs meeste van die tyd om homself en Timoteus en Petrus en Apollos te verdedig en vir ons te verduidelik, kyk ouens, ons is almal op dieselfde span, ons werk almal saam. Maar die Korintiërs, hulle was baie beïndruk met mense wat die gift of the gap gehad het, jy weet wat vinnig en maklik kon praat. Nou Paulus was 'n baie intelligente man, maar hy het blykbaar nie so
goed oorgekom as hy gekommunikeer het nie. Hy is maar 'n feilbare mens soos jy en ek, 'n kleipot, wat nie meer so goed kon funksioneer ook nie. Waarom? Want Paulus het baie straf verduur vir sy werk vir die koninkryk van God. As hy sy mond oopmaak vir die evangelie, was daar baie keer 'n geweldige teenreaksie gewees. Hy het geestelike druk, fisiese druk, emosionele druk weerstaan en dit in sy liggaam kon wys. En dieselfde geld vir ons. Die druk van die lewe, daar's dalk baie moeilikheid binne in jou familie, met vriende of deur besigheid, deur werk, wat jy nie so lekker kan hanteer nie. Dinge wat vir jou die lewe suur maak, die vreugde uit die lewe uitsuig. En wat 'n druk op jou sit wat ander mense nie kan verstaan nie. Maar is juis om hierdie redes wat ons die evangelie wat ons daar in vers 16 van lees, hierdie rede, die evangelie van wat 'n lewe in 'n breekbare kleipot is juis daarom wat ons krag het vir die uitdagings van hierdie lewe. Daai onsigbare hoop wat straal uit daai kleipot, wat vir ons 'n ewige verwagting gee. As ek bejaard raak, ouer word, dan begin die diep wortels wat ek het na vore kom. En of daai wortels nou goed is of sleg is, dit wys in ons ouderdom. Wanneer die lewe begin druk en ek fisies swakker begin word, my balans is nie meer soos dit moet wees nie. My bene breek makliker. Ek kan nie meer so goed onthou nie, ek kan nie meer so goed sien nie, ek kan nie meer so goed hoor nie. Dan sien mense om my en ek self in my hart weet, my reaksie op hierdie feilbaarheid, op hierdie verswakking van my fisiese liggaam, my reaksie wys iets van waar my wortels lê. En daar is net een plek waar gesonde wortels uit kan groei, en dit is Christus Jesus self. Die rede waarom ons vol hoop is. Nou Paulus praat in vers 8 tot 11 hier in 2 Korintiërs 4 van hoofsaaklik 4 op en af belewennisse wat hulle die heeltyd mee moet deel in hulle lewe. Paulus en al sy medewerkers. En terloops, as ons aktief vir Jesus in ons lewe is, dan voel ons hierdie dinge wat Paulus hiervan praat, ook in ons eie harte en in ons eie lewens. Hulle beleef druk, maar hulle word nie terneergedruk nie. Dit beteken die omstandighede is moeilik, maar ek raak nie depressief nie. Hulle is benoud en verleë, maar hulle is nie radeloos en hopeloos nie. Vervolg, maar hulle is nie van God verlate nie. Hulle word in die stof neergegooi. Fisies het hulle dit beleef, geslaan en geskop en gegooi met klippe, maar nie vernietig nie. Dit klink vir ons so ver af in daardie tyd, toe Paulus sy werk gedoen het. Daar is ander maniere waarop ons dit ook kan ervaar. En as ons 'n pad stap met die kerk van Jesus in die wêreld wat fisies vervolg word, dan kan ons stories hoor wat klink soos wat Paulus hier in 2 Korintiërs 4 verduidelik. Waar kry ons die krag hiervoor? Om met die verwagtings wat teleurgestel word, die oplewings en die lewe wat dan afgaan en dinge wat net verkeerd loop, waar kry ons die krag om daarmee te deel, om daarmee te werk, om dit te kan aanvaar en verder te gaan? Hierdie rede, vers 16, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, word ons nie moeg nie. Ja, ons word moeg, maar ons kry weer krag. Ons verloor nie moed nie, want ons is in 'n wêreld waar al hierdie sigbare dinge gaan vergaan, maar die onsigbare bly staan. Ons kan dit doen, want Jesus het aan die kruis gehang en afgekyk en gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het ook gesê, dit is volbring. Jou lewe en my lewe is deur Jesus aan die kruis gered. En toe het hy opgestaan uit die dood 3 dae later, om die
sonde se straf weg te neem van my en jou af. Sodat ons kan verstaan wat hierdie rede is. Hierdie rede van 'n nuwe lewe, van hoop wat ewig is. Sodat ons ook kan sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sodat ons kan beleef in ons eie liggaam en dit waarmee ons besig is in ons lewens, dat ons sondige natuur besig is om minder en minder te raak en dat die lewe van Christus groei uit hierdie liggaam, hierdie sondige natuur wat so afval van ons af. Die aanslag van die lewe vernietig letterlik daai sondige natuur. Maar weet jy hoe dit werk? Is as jy reageer in geloof en nie met ongeloof nie. As ek besluit, hierdie vat ek as 'n geleentheid om die Here te vertrou. Ek doen dit bidend, in plaas van om uit my eie menslike krag die aanslag en die weerstand en die swak word van ouderdom te hanteer. Om die rede, sê Paulus, is die dood besig om ons te werk en die lewe in julle Korintiërs. Ja, die dood werk ook in ons. As jy Jesus volg, bring daai dood wat in jou werk, lewe vir die mense waarmee jy besig is. En ons moet met mense besig wees en besig wees om Jesus te bring vir mense. Daai dood van Christus word deur die pyne van die lewe vir ons duideliker. Want sonde maak dat hierdie liggaam van my doodgaan, soos ek ouer word. Maar binne in dit het ek 'n geloof wat vas staan, vrede, hoop, verwagting vir die ewigheid en 'n diep vreugde wat uit Jesus gebore is. Ja, ek dink regtig ons ouderdom help ons om hierdie dinamiek beter te verstaan. Wanneer ek nie meer myself kan help nie en afhanklik van ander mense begin raak, kan ek beter verstaan dat ek afhanklik van God is. Want ek kan nie meer self nie. Hierdie uiterlike vergaan en innerlik word ek vernuwe. En elke dag, 'n nuwe dag, gawe uit die Here se hand uit. Elke dag nuut lewe. Want ek ontdek dat die ewige lewe wat reeds nou begin, bestaan daaruit om die Vader te ken en sy seun Jesus wat hy gestuur het. Nou hoe doen ons dit? Baie eenvoudig. Jesus het gesê daar in Johannes 12 vers 44 tot 50, julle kan dit gaan lees, dat die woorde wat hy sê, wanneer ons dit doen, dan is ons besig om hom te gehoorsaam. En wanneer ons dit doen, sê ons dat ons hom glo en in hom glo. En dis maar die enigste manier om te lewe, is om te glo in Jesus en gehoorsaam te wees aan dit wat hy gesê het. Want daardie woorde van hom is die lewe en dit bring lewe. Daar is twee goed wat ons in plek moet hê. Ons moet 'n duidelike visie hê van waarheen God met hierdie wêreld op pad is en dat hy met my ook op pad is. En tweedens, waar pas my roeping, my lewe, my werk wat ek op hierdie aarde moet doen in daardie groter prentjie van God in? En wanneer ek dit het, dan weet ek waarom is ek hier. Dan weet ek dat Jesus vir my spesifiek ook 'n plan en 'n plek het. En dan kan ek inskakel saam met ander mense in daai plan van God. Maar voor dit kan gebeur, moet ek eers vir Jesus persoonlik aanvaar het. Maak ook nie saak of ek vir my lewe lank in die kerk was, elke Sondag daar was, selfs Bybel gelees het, maar as ek vir Jesus nie my lewe oorgegee het nie, as ek my lewe nie op die offeraltaar gesit het nie, dan kan ek nie vir Jesus persoonlik ken, die Vader ken nie. Hy nooi ons uit om ons lewe aan hom oor te gee. Johannes 1 vers 12. Elkeen wat hom aangeneem het, is 'n kind van God. Is 'n broer van Jesus. Verstaan wat dit is in sy hart, omdat die Heilige Gees dan daar leef, wat dit is om gehoorsaam te wees aan hierdie woorde van Jesus. Dan word ons deel van sy liggaam, en word sy liggaam vir my die arms van die Vader wat om my is. Ja, wanneer ek ouer word en swaar kry en daar 'n gemeenskap om my is wat vir my dra, soos wat ek vir hulle vroeër gedra het. Kinders, familie, vriende, bure, 'n kerk, 'n liggaam van Christus wat vir my optel wanneer ek nie self kan staan nie.
wanneer hierdie tentpale begin buig en die tentseile begin lek en skeur van ouderdom. Die tent is besig om afgeslaan te raak. Dan besef ek dat ek net een manier het om te leef en dis in geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê dat ons oortuig is van die dinge wat ons nie kan sien nie en seker is van die dinge wat ons hoop. Daarom is ons oog op Jesus gefestig wat die begin en die volëinder van ons geloof is. Meer as dit, Jesus wat die begin en volëinder van alles is, die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Daar is niks voor hom nie en niks na hom nie. Hy omvat alles en vir jou en vir my ook. En dis hy wat vir ons sê. Ons lewende God wat vir ons sê. Daar in Jesaja 46 vers 4. Julle kan julle Bybels gerus daar oopmaak en daai teks gaan onderstreep. Want iewers in ons lewe gaan ons daai teks nodig hê. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou. Julle dra en julle red. Die Here hou jou vas. As jy alreeds bejaard is, as jy swaar kry, as jy nie meer gesond is nie, as daar dinge in jou lewe is wat vir jou te swaar is om self te dra, onthou hierdie woorde, die Here het vir jou gemaak, hy sal jou dra, hy sal jou red, hy sal jou eindtyd vat, hy laat nie vir ons in die steek nie, en die Here doen nooit halwe werk nie. Sit jou vertroue op hom. Alles wat in jou lewe uitdaging is, op hom, in hierdie oomblik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons die Vader kan noem. Dankie dat U vir ons gemaak het en dat U vir ons dra eindtyd tot die einde. En dat dit vir ons help om te verstaan daardie onskatbare groot skat van ewige lewe, van ewige hoop wat binne in ons hierdie breekbare, feilbare kleipotte is. Dankie Jesus dat ons nou kan bid vir elke een wat U nie ken nie. Vir elke een, Here, wat op afstand van U af leef, wat U op armlengte hou, wat U as 'n ver af familielid ken, om naby te kom, om in U in te kom. Ek kom bid nou, Here, vir elke een wat luister, wat kyk, om sy of haar vertroue onvoorwaardelik op U te stel. Om homself of haarself oor te gee aan U en te weet, die Here is my enigste hoop. Om hierdie rede, Jesus, word ek nie moedeloos nie. Amen. Dit is vir ons so lekker om saam met julle te wees en om hierdie lewende woord van Jesus met julle te deel. En soos wat die Here in sy woord sê, wil ek jou uitnooi om 'n bydrae te maak, die kerk te ondersteun sodat die werk wat die kerk moet doen in die koninkryk van die Here uit kan brei. Julle kan die bankbesonderhede daar kry op die YouTube kanaal en 'n bydrae maak vir NG Kerk Jeffreys Bay en so gehoorsaam ook wees aan wat die Here vir jou ook roep om te doen. En dan wil ek vir jou uitstuur met hierdie woorde. Jesus wat vir ons kom red het. Jesus wat die skat in die kleipot is. Jesus roep vir jou om daardie woorde van hom te gaan deel met ander. Om daardie lewe van hom vir ander te gaan gee. Ongeag van die druk en die swaar en die uitdagings en juis as gevolg daarvan. Amen.